Nou ek hoef nie vanmôre vir jou te kom sê laat 2025 vinnig begin het nie. Ons is hier al in die 4de maand, dit voel soos nou die dag wat ons die kersbome afgeslaan het en die nuwe jaar het begin en hier is die eerste kwartaal is verby. Ons is in die 4de maand, dit sal amper Paasnaweek. Die tyd gaan net so vinnig verby. En ek weet nie of dit my ouderdom is nie, maar ek is nog diep jonk. Maar julle ou mense verstaan van julle wat jy so sê, ja, die tyd gaan vir julle vinnig verby, maar nie vir ons jong mense nie. Amen, ja. Maar ek wil jou 'n vraag vra vanoggend. Hoe het 2025 jou al behandel hierdie jaar? Kom antwoord jouself. Antwoord jouself eerlik hier binne. Was die jaar vir jou goed? Vir baie mense was sover 'n goeie jaar. Ons self, dit is rarig vir ons net sover 'n goeie jaar. Die Here is vir ons goed hier by die gemeente, die Here is goed vir ons gesin en vir my kinders. Die Here is tot goed vir my vrou. Maar ek wil jou vanmôre vra, hoe die jaar jou sover behandel? En wat gaan jy doen met die res van die jaar? Wat gaan jy doen met hierdie jaar wat voor lê? 8 maande. En dan wil ek jou vra, kan die res van die jaar nog beter gaan? As dit met jou goed gaan, kan dit beter gaan. En as dit met jou sleg gaan, kan die jaar regtig met jou, kan die jaar nog vir jou goed wees in 2025? Wel, ek en jy het 'n keuse om te maak. Ek en jy kan kies wat ons gaan kry uit die res van hierdie jaar wat voor lê. Daar's nog baie tyd oor hierdie jaar. Baie. Daar's nog baie goed om te doen. Daar's nog baie dae en baie maande, baie ure wat oor is. En ek en jy kan 2025 wat nog voor is, nog die beste jaar maak wat jy nog ooit in jou lewe gemaak het. Jy kan dit doen saam met die Here. Maar dit is 'n keuse wat ek en jy het om te maak. Want die Here gee vir ons die lewe in klein stukkies. Die Here gee vir ons die lewe in sekondes, in minute, in ure, in dae. Die Here gee vir ons die lewe in weke, in maande. En ons is nou na die 3de maand is nou verby, ons is in die 4de maand. En ons kry hierdie klein stukkies en baie keer wil ons vooruit leef. Ons wil nou al in September maand leef en ons wil eers as dit net Desember dan kon ons met vakansie gaan of die Junie vakansie. En dit is nie hoe dit lewe werk nie. Die Here gee vir jou stukkies, die Here het vandag vir jou gegee. En hy wil nou vir jou sê, jy's hier nou. Maak 'n keuse nou, wat gaan jy doen met die volgende paar minute wat ons nog oor is hierso? Moenie nou dink aan die skaapbout en die vleisbraai vanmiddag en ek wonder of dit weer gaan reën, of vanmiddag gaan golf. Jy kan nie nou weer reën. Wees net waar jou voete is. Wees hier. Jy het soveel moeite gedoen om hier te wees, jy het vroeg opgestaan, jy het jou hare gekam, jy het gebad, jy het geshower, jy het gespuit en alles opgesmeer en aangeplak en jy's hier. Jy het moeite gedoen. So gebruik nou die oomblik terwyl jy hier is, jy het 'n keuse om te maak. Dit lê in jou hande. Soms begin 'n nuwe jaar met soveel spoed soos hierdie jaar wat ons eintlik elke jaar van praat. Maar hierdie jaar voel dit vir my net verskriklik vinnig. Maar ek wil jou vra, dink terug aan die begin van die jaar, in Januarie maand, dit wat jy besluit het. Dit wat jy oor gedroom het, dit wat jy gesê het in hierdie jaar wil ek dit bereik en ek wil dit doen en ek gaan dit doen en ek gaan dit meer doen, ek gaan dit minder doen. Nou wil ek jou vra, daai nuwejaarsvoorneme wat jy geneem het, wat jy so sterk op was, is jy nog op koers? Of het jy dit 'n bietjie gelos? Jy het so met groot spoed begin. Het jy nog op pad soontoe? Ek gaan 10 kg gewig verloor. Waar's jy? Nee, ek het 10 opgetel. OK, jy het nog klomp tyd oor. Is jy nog op koers? Is jy nog besig met dit of het jy dit gelos? Wat is jou doel van en vir 2025? Het jy al begin met dit? Of het jy so effe afgedwaal? Jy het so sterk begin en ergens het jy net so bietjie gedrift. Wat trek jy vanmôre? Die Here wil jou vandag kans gee om so 'n bietjie aanpassings te maak. Maar hoe groot verskil kan 'n klein aanpassing maak? Vir interessantheid. As jy hier begin ry en jy maak 'n 1 mm aanpassing, jy sou soontoe gaan en jy maak net 'n 1 mm aanpassing links. Oor 'n kilometer het jy al byna 1 kilometer aangepas.
Dis hoe groot 'n klein millimeter, as jy, ek het soontoe gemik, maar as jy 1 millimeter net bietjie links mik, dan mis jy daai ding met omtrent 'n kilometer, as jy kilometer ver beweeg, as jy net 1 millimeter aanpassing maak. So 'n klein bietjie is groot. Een van ons waardes by Dynamica is, ons wil hê die Here moet ons help om extraordinary te wees. Nou iemand het eendag gesê, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. Sal verskil. As jy wil extraordinary wees, dis nie groot gedoen nie, doen net daai klein bietjie ekstra. Net daai klein bietjie, dit wat jy besluit het in die begin van die jaar om te wees en te word en by uit te kom in jou drome en jou planne, ek gaan hierdie jaar meer boek lees, jy het nog by uitgekom nie, net klein aanpassings, dis al wat jy moet doen, nie groot goed nie, klein goed, want klein goed word groot goed. Maak bietjie klein aanpassings in jou persoonlike lewe, wees net so bietjie meer lief vir jou vrou. Ag Here, help hierdie klomp. Kom ons begin weer. Wees net 'n klein bietjie meer lief vir jou vrou. Amen. Jesus, nou weet ek nie wie het amen gesê, die vrouens of die mans nie. Wees net so klein bietjie meer lief vir jou man. Gee so 'n bietjie meer ekstra om vir jou kinders. Spandeer so 'n bietjie meer tyd saam met hulle. Spandeer so 'n bietjie meer tyd saam met die Here. Lees so 'n bietjie meer Bybel. Bid so 'n bietjie meer. Wees so 'n bietjie meer getrou by diens, by die woning, by goed wat ons aanbied, dinge wat gebeur by die kerk, by die vrouens en by die manne, en as daar events is of goed gereël word, raak net so 'n bietjie meer betrokke. Dan gaan jy sien, daai klein bietjie, oor 'n paar maande, het baie groot geword en jy het 'n groot oes gekry in jou lewe. Kom ons begin so. Kyk vir die ou langs jou en vra vir hom, lyk ek stupid? Moet asseblief nie die ou antwoord nie. Vra net die ou. Vra vir die ou langs jou, lyk ek stupid? Ek is bly ek sit nie nou langs my vrou en dit vir haar gevra nie. Nie een, okay, nou moet die gesprekke stop. Nie een van ons wil gesien word as stupid mense nie. As jy nou vir jou langs is, lekker vir stupid, gaan vir jou so kyk, die gesigsuitdrukking sê alles. Nie een van ons wil gesien word of bekend staan as mense wat stupid is nie. Ons wil bekend staan, ons wil mense wees wat intelligent lyk, wat wys lyk, wat slim lyk, en nie net lyk nie, ook is. Nou kom ons kyk, wat sê die Bybel oor wanneer is jy stupid? Dis nie ek nie, die Bybel sê so. Salomo kom in Spreuke 17, vers 4, en dan wil hy vir ons 'n les kom leer. Die Message Bybel sê, an intelligent person aims at wise actions, but a fool starts off in many directions. Slim mense leef met doel. Intelligente mense besluit en kies en hulle aim, hulle purpose in die lewe, hulle mikpunt is om op te tree met wysheid. Om hulle aksies, hulle optredes, ek moet dit weeg. Dis nie net van ek doen dit nou, gaan maar kyk wat gebeur nie. Ek gaan keuses en besluite neem wat ek weet dit is 'n slim besluit. Maar dom mense sê, a fool starts off in many directions. Dan sy hier, en dan sy daar, en dan gaan hy hierdie kant toe, dan hy begin hy met hierdie dinge, maak hy nie klaar nie, dan sy besig met hierdie ding, die Bybel sê, dis is stupid ou. Dis 'n fool. Hy sê, dis nie hoe ons moet leef nie. Nou, hoe wil jy bekend staan? Op grond van God se woord. Wil jy 'n intelligent person wees? Of wil jy 'n fool wees? Want daar's baie mense se lewens wat die laaste gedeelte van hierdie vers wys. Hulle gryp hier en gryp daar en hulle hoop maar iets gebeur, hulle wing die lewe, ons kyk maar, ons check maar wat gaan gebeur. Alles voel de mekaar. Dan jy hier, dan later voel jou hele lewe net de mekaar. En almal rondom jou sien dit, maar niemand gaan dit vir jou sê nie. Maar jy weet dit. Ons sal maar sien waarna toe ons gaan. But an intelligent person
aims at wise actions. Daar moet 'n rigting wees, daar moet 'n doel wees, ons moet doelgerig leef. Maar hoe gaan ek dit reg kry? Hoe gaan ek en jy dit reg kry om intelligente mense te wees? Die eerste ding is, wat ek glo is, vat verantwoordelikheid vir jou lewe. Jy moet verantwoordelikheid vat vir jou eie lewe. Want van kleins af, leer ons die verkeerde ding vir ons kinders. Hulle is net so klein, dan loop hulle, dan stamp hulle kop teen die tafel. Wat doen ons? Klap die tafel, jou stupid tafel. Die tafel staan net daar. Wat leer ons die kind en mense van kleins af? Is blame shifting. Ja, die tafel, kom ons skuif die tafel. Môre val iemand anders voor die tafel. Dis 'n dom tafel. Nee, dis 'n dom ou. Moet kyk waar jy loop. Dis blame shifting. En wat dit vir ons wil leer is, jy en ek moet verantwoordelikheid vat vir ons eie lewens. Dit wat in ons gebeur en wat met ons gebeur, wat rondom ons gebeur, hoe ek optree, lê in my hande. Niks in die lewe gebeur maar net met ons en wel, ek's nou maar net 'n victim nie. Nee, dit is nie hoe die Here wil hê ons moet leef nie. Ons is nie net victims nie. Ek weet bad goed gebeur. Daar's goed wat gebeur wat jy nie gevra het nie. Ander mense se besluite het jou direk geraak, jou seer gemaak. Dit bad vir jou gemaak. Maar okay, dis nou sleg. Maar hoe ek gaan optree, hoe ek gaan reageer na dit, lê in my hande. En ek en jy moet verantwoordelikheid vat vir dit. En dit gaan ons meer doelgerig maak. Hoor wat sê Galasiërs 6 vers 5. Elke persoon is verantwoordelik vir homself. Ja, maar my ma, ja, maar my pa, ja, maar my baas, dis bad. Hulle het sê goed, hulle doen goed wat nie lekker is nie, maar ek het 'n keuse. Hoe ek gaan optree en hoe ek gaan reageer. Ek wil jou vra. Waar is jy op die oomblik in jou lewe? Is jy gelukkig? Is jy genuine gelukkig? Is jy 'n gelukkige mens? Het jy geluk en vrede hier binne? Antwoord jouself eerlik. Is jy 'n gelukkige, happy mens? Of is jy frustreerd? Jy's ontevrede, jy's seer, jy voel so alleen. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, my hart gaan uit na jou toe as jy op daai plek is. Maar ek wil saam met dit vir jou sê, maar moet asseblief net nie die blame game speel en sê, ja, maar dit is hulle, ja, maar dit is hulle. Ja, jy sit miskien as gevolg van daai persone waar jy is. Maar dit hoef nie te bepaal waarna toe jy gaan nie. Dis waar jy daai klein aanpassings gaan moet maak. Ek het vir julle gesê, dis nie 'n maklike boodskap nie. Wil jy nie vandag net op 'n verskonings maak? Ja, maar die ding is, ek is Sondags ek moeg. Ek werk so hard hierdie week, ek kan nie so vroeg opstaan om nee, ek kan nie. Hou op verskonings maak. Jy staan vroeg om mol toe te gaan op 'n Saterdag en vir werk toe. Sorry, het ek dit hardop gesê. Dit maak nie saak wat met ons gebeur het in die verlede nie, hoe seer mense ons gemaak het, hoe teleurgestel ons is in mense, hoe sleg mense ons behandel het nie. Die Here wil jou vandag vir jou sê, kom ons leef vorentoe. Kom ons maak 'n keuse, kom ons neem 'n besluit vanmôre om met doel te leef, om rigting te kry. Eintlik wat die Here wil sê is, turn your eyes upon Jesus. Kyk vol in sy oë en al die wêreldse goeders, dit raak nie weg nie, dit dim net so bietjie. Maar ons sien sy lig en sy heerlikheid voor ons. Maar hoe gaan ons dit regkry? Jy mag nooit sê, ja, maar ek kan nie. Ek kan nie. Stop dit. Jy mag nooit sê, ek kan nie. Nooit nie, daai ding mag nie in jou woordeskat wees nie. As jou kind sê, ja, pa, kan nie, my kinders weet, jy sê nie vir my, jy kan nie. Daar's nie iets soos jy kan nie. Daar's altyd 'n way. Daar's altyd 'n manier. Hoekom? Want die Bybel leer dit ons in Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Dan saam met dit wil ek vanmôre vir jou kom sê, daar's niks in die res van hierdie jaar wat gaan gebeur wat jy en die Here nie saam sal kan handle nie. Niks nie. As jy en die Here saam is en jou oë is gefokus op hom, ten spyte van al die goed wat gebeur en jy glo dit in jou hart, jy vat verantwoordelikheid van jou lewe en weet, man, ek weet dit is bad. Ek weet nie hoe gaan ek hierdeur kom nie, maar met die Here se genade gaan ek dit maak. Ek het die Here met my, die Here is by my, die Here is in my. Daar's mense om my wat vir my lief is en wat daar is vir my. Ek gaan dit maak. En as ons met so gesindheid gaan leef, as ons met so gesindheid gaan vorentoe leef en gaan vorentoe kyk, dan verander hierdie
hierdie bad lewe en ons omstandighede op so 'n manier wat jy dan kan sê, kom check my lewe. Hierdie jaar gaan nog my beste jaar wees wat ek ooit in my hele lewe gehad het. Jy gaan sien wat die Here in en deur my lewe gaan doen vir ander mense. Amen, Johan, goed gedoen daar. Die Here het 'n plan en 'n doel met jou lewe. Of jy hoor dit, die Here het 'n plan en 'n doel met jou lewe. Wat wil jy hê van 2025? Wat soek jy uit hierdie jaar uit? Maak dit duidelik. Dis baie meer as geld en karre en huis en 'n verhoging is baie meer as dit. Wat soek jy uit hierdie jaar uit? Jy gaan nie die belangrike goed kry as jy nie weet wat dit is nie. As dit waarvoor jy bid en die Here vertrou, maak dit duidelik. En ek dink daar's 2 dinge wat jy veronderstel het in ons lewens te wees wat die grootste en die belangrikste is. Heel eerstens jou verhouding met die Here. Dit moet die belangrikste van alles wees. En nommer 2 is jou verhouding met mense rondom jou. Wat is die groot gebod, is dit nie? Wees lief vir God en wees lief vir mense. Dis die belangrikste. Maar wat gaan ek doen omtrent dit? Wat gaan ek doen omtrent my verhouding met die Here, om dit sterker te maak, om bietjie aanpassings te maak, sodat ek nader aan hom kan leef, nader aan hom kan kom. Ek moet so bietjie meer Bybel lees, so bietjie meer bid, so bietjie meer betrokke wees, net so bietjie aanpassings maak, en dan maak ek my verhouding met die Here net soveel sterker. Dis hoekom ons bly, raak net betrokke, raak meer betrokke as wat jy kan betrokke raak. As jy weet daar's events gaan en woon dit by, ja, maar ek is besig, stop dit. Ons almal is besig. Dit gaan oor prioriteite in jou lewe. In jou verhouding met jou mense. Wees net so bietjie meer lief vir jou vrou. Wees so bietjie meer lief vir jou man. Wees so bietjie meer lief vir jou kinders en gee so bietjie meer om vir mense rondom jou. Vir die persoon aan die linkerkant en die regterkant van jou by jou werk. Gee net so bietjie meer om. Add value by hulle lewe. Ons moet meer met doel leef en dink. Maar as die dinge net gaan beter raak. As ek is so besig, as ek net rustiger is by my werk, ek dink dan sal ek, as dit net bietjie rustiger is. So gaan ons lewe by ons verby. Ja, maar wag net nog 'n bietjie. Hoor wat sê Prediker 11 vers 4. As jy wag vir die regte tyd, gaan jy niks doen nie. Wat is die Here se plan? Nie net vir 2025 nie, maar vir jou hele lewe. Bekende vers, Johannes 10 vers 10. Hoor wat sê die een Engelse vertaling. Jesus sê, I came so that you can have real and eternal life. More and better life than you ever dreamed of. Die ander vertaling sê, Jesus, I have come in order that you may have life in all its fullness. Die Here het sy lewe vir ons gegee, sodat ons so lewe kan leef. Sy het sy lewe vir ons gegee, so dit sê vir my, daar moet meer wees. Dit wat jy op die oomblik in jou lewe beleef, dit wat ek in my lewe beleef, dit wat ons beleef by Dynamica, dit is wonderlik, hier is vir ons goed, maar ek glo daar's meer, daar moet meer wees. Daar moet meer wees. En op grond van hierdie vers, Johannes 10 vers 10, wil ek net sê, I was made for more. Ek wil hê jy moet nou hardop vir jouself sê, I was made for more. Kom sê dit. I was made for more. Ag nee, kom en sê dit asof jy dit glo. I was made for more. Nee, kom sê dit nou uit jou hart uit. I was made for more. Nog een keer. I was made for more. Glo dit. Die Here het jou en my gemaak vir meer. Glo dit vandag. Moenie laat dit wat gebeur het in jou verlede, dit wat gebeur het gister en eergister, en dit wat deur jou gegaan het, laat dit bepaal wie jy is en wat jy kan doen nie. Dis ons verlede, dis wat gebeur het. Dit sê nie dis wie ek is nie. Dit was omstandighede, dit was nie die persoon nie. Dis goed wat met my gebeur het, dit was nie ek nie. Anders, as ons gaan toelaat dat ons verlede en ons sonde en ons foute en ons tekortkominge gaan bepaal wie ons is, dan gaan dit ook ons doel bereik, en ons doel bepaal, van, ja, maar jy gaan dit nie regtig kan maak nie, dan gaan jy begin sê, ek kan nie, nee, maar ek weet nie hoe nie, dan begin ons stom verskonings maak, as ons begin fokus op dit wat gebeur het.
Dit gaan ons lewens beheer. En weet jy wat gebeur? Dit maak ons lewens net heeltemal de mekaar. Want ons weet nie regtig wie ons is nie. Maar wanneer ons gaan besef wie die Here regtig is, hoe hy oor ons voel, hoe hy oor jou voel, wat hy oor jou en my sê, dan gaan ons begin agterkom, ek weet wie ek is, want ek weet wie hy is. Ek weet wie ek is, omdat ek weet wie hy is. En as hy sê, hy het 'n plan en 'n droom vir my, dan gaan ek begin agterkom, maar dis wie ek is. Daar's 'n droom en 'n plan vir my lewe, want dis wat God sê. Want wat hy sê op die ou end is dit wat saak maak. Want so lief het God jou en my gehad. Hy het sy lewe vir ons gegee. Ek het hier so groot gehighlight, toe ek gisteraand weer in my boodskap gegaan het. Die Here sê vandag vir van julle, jy het 'n toekoms en die lewe is so die moeite werd. Jy het 'n toekoms en die lewe is so die moeite werd. Jesaja 43 vers 1 sê, die Here, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Die lewe het 'n manier om ons lewens te mekaar te maak. Hy het 'n manier. Of dit is wat mense sê, wat mense doen, jou en my keuses, dit wat gebeur het, miskien is dit jou egskeiding. Jy kan nie glo uit jou gelos nie, jy kan nie glo uit jou gelos nie. Jy kan nie glo nie. En jy sit by daai alleenheid en jy verstaan nie lekker hoe nie, dis al jare en jy weet nie hoe nie, en alles is net de mekaar. Mense se besluite wat hulle geneem het, het jou lewe kom omkrap. Miskien is dit goed wat gebeur het toe jy kind was. Miskien is dit iets wat iemand gesê het en hulle net jou hele lewe kom de mekaar krap. En dit maak 'n mens seer, dis nie lekker nie. En baie keer is jou hart de mekaar en jou hart is seer en jy verstaan nie die dinge nie. En later voel 'n ou se lewe nie net de mekaar nie, later voel dit voel soos 'n graf. Dit voel of jy die dood oppas. Want jy sit met jou alleenheid en alles is net so de mekaar. Maar dan kom die Here met sy genade soos 'n fontein. Dan doen hy dit. Dan kom hy en sê, my genade is vir jou genoeg. Ek het 'n manier om al daai seer en al daai ongelukkigheid toe te maak. En dan gee hy vir jou genade op genade. En dan kom die Here en sê, ek vergewe jou, ek maak jou vry, ek maak jou los en ek sê vandag vir jou, ek kies jou, ek roep jou op jou naam, jy's myne. En hy sê vandag vir jou, you are made for more. En die Here kyk vandag vir jou en hy sê, die lewe is so die moeite werd. Jy het 'n wonderlike toekoms wat voor lê. Moenie dat dit wat gebeur het jou keer om vorentoe te gaan nie.